kan gerus sit. Goeiemôre. Nog lekker vakansieritme. Heerlike reën. Die jacarandas sê vir ons die studente skryf eksamen. Ja, ek het so 'n bietjie tyd daarop te spandeer. Maar duidelik was daai jacarandas nie goed. Elena, kan ek jou vorentoe nou waar? O, daar, hier sit jy hier voor my. Kan ons 'n mikrofoon kry asseblief? Baie dankie. Elena het na my toe gekom en sy beleef dat die Here vir haar skrifgedeelte gegee het in 'n verduideliking en is 100% in lyn met wat ons vandag oor gaan gesels. So, wees gehoorsaam, dankie. Goeiemôre almal. Ek het net vanoggend in my stilte tyd het ek in die Here gestoei oor resilience, oor die vermoë om terug te bons as jy plat geslaan word. En ek was gister in 'n speelgoedwinkel, so het daai bonsballetjies, daai rubberbonsballetjies wat die kinders het wat so exceptionally hoog bons as jy hulle bons, en ek het net aan die prentjie gedink want dit is my so perfekte voorbeeld van resilience, 'n ball that keeps on bouncing. Hy tref die grond, hy kom weer op, hy tref die grond, hy kom weer op. En ek het vanoggend in Psalm 119 gelees, nou die van julle wat die woord ken, Psalm 119 is ons langste psalm in die woord, maar hy is eintlik opgedeel in 22 korter dele, wat link met die Hebreëse letters van die Hebreëse alfabet. Die stuk wat ek wil lees vanoggend kom uit vanaf Psalm 66 af, ekskuus, ek het nie my bril op nie, kan net genoeg sien, en die Hebreëse letter wat dit mee begin is Tet, in Afrikaans sal ons hom sê Tet. Elkeen van die Hebreëse letters het 'n dieper betekenis, want Hebreëus is 'n prentjietaal. En die woord Tet beteken goodness that comes out of something that was hidden, soos wat jy 'n geboorte kry wat uit 'n baarmoeder uitkom, die baarmoeder is donker, dit is 'n plek wat broei, maar lewe kom uit dit uit. So ek wil hê jy moet daai prentjie in gedagte hou, as jy net, ekskuus, is my man se foon, ek het gister 'n nuwe foon gekry en nog niks werk nie. Lord, you have treated your servant well, just as you promised. Dan sê dit 'n bietjie verder, before, soos in die verlede, I was afflicted, I went astray, but now I kept your word. So onthou die afflicted en astray wat saamgaan. Dan sê dit, you are good, and you do what is good. Wanneer laas het jy vir die Here gesê, you are good, and you do what is good. Teach me your statutes. Dan sê dit bietjie verder aan, it was good for me to be afflicted, so that I could learn your statutes. Ek gaan dit weer lees, om die grond te tref. It was good for me to be afflicted, so that I could learn your statutes. Instruction from your lips is better for me than thousands of gold and silver pieces. So die van julle wat voel jy is op die grond, Spreuke 24 sê, the righteous fall 7 times, but they get up again. So laat die Here jou wat die regverdige is, vandag weer optel, as jy voel jy is op die grond. Amen, baie dankie. Kan ek dit maar vir jou gee? Baie dankie. Jy slaan nie neer die dromme nie, jy slaat nou sommer die. As ons nou gesels oor die inhoud vanoggend, dan gaan jy die konteks van dit reg hê. Baie dankie vir jou gehoorsaamheid. Ons kop af met 'n 3 weke reis wat ons noem One Life, een lewe. En dit gaan oor integriteit. Ek gaan vandag moontlik met jou gesels oor integriteit vanuit 'n plek wat jy dalk nie voorheen gehoor het nie. En as dit so is, dan gaan ek baie bly wees. Want daar is 'n ander prentjie volgens die skrif rondom integriteit as wat ons baie keer mee groot geword het. Vandag gaan ons spesifiek gesels oor om te beweeg van 'n plek van oorweldig en verwonderd na 'n plek van aksie.
En die rede hoekom ons spesifiek met hierdie begin is, dat God mors nie sy tyd nie. Wanneer God hom aan 'n mens openbaar, dan is dit eerstens omdat hy ons gekies het, hy's lief vir ons. Die tweede ding is, hy het 'n plan. En ek glo hy het 'n plan met elkeen van ons se lewens. En as ons afskop met daardie verwysing, dan gaan ons die volgende 2 weke net 'n bietjie dieper saam gesels. Ons het ook 'n YouVersion plan wat jy kan volg deur die week, en ons gaan in groeplewe gaan ons ook dit hanteer. Maar jy kan die vinnige verwysingskode daar gou op jou foon afneem as jy wil. Andersins gaan jy net YouVersion, dan gaan jy Doxa.io, en dan gaan hy vir jou klomp kampusse gee, en dan druk jy net weer Doxa.io, nie een van die kampusse nie, en dan gaan daar hierdie ook 'n opsie wees daar. Mag jy in hierdie tyd regtig indrink en met die Here tyd spandeer oor hierdie konsepte. Ek gee so 'n bietjie tyd. Dankie. As ons praat oor integriteit, dan moet ons net eers definieer. Integriteit sê dat iemand het 'n stel beginsels wat hulle in glo en hulle leef dit uit. Dis die eerste ding van definisie van integriteit. Maar die tweede beginsel van integriteit is dat dit volkome is, dat dit wholeness het. Nie wholeness soos 'n gaatjie nie, wholeness, heelheid. En ek gaan dit gou vir jou verduidelik hoekom daai twee beginsels belangrik is. Elke Capone het geweldige integriteit gehad. As hy gesê het, tomorrow you won't live, hy's 'n man van sy woord. Jy gaan nie môre leef nie. Hy het nie 'n lekker waardesisteem gehad nie. Maar dit wat hy geglo het en dit wat hy beloof het, het jy gekry. So, integriteit hang baie af van die waardestelsel van die persoon. Maar, as 'n persoon in 'n plek is waar daar emosioneel, geestelik of fisies 'n onwaarheid wegkruip in jou lewe, dan begin dit jou waardestelsel so aantas dat jy perspektiewe heeltemal skeef getrek word. So as ons vanuit 'n Bybelse perspektief na integriteit kyk, moet ons onmiddellik God plaas as die model van integriteit. Nou, die beste manier hoe ek vir jou integriteit volgens die boodskap wat ek met jou wil deel verduidelik vandag, is, daar's twee begrippe, as jy 'n brug bou, daar's ander goed ook, maar hy's twee hoofbegrippe. Ingenieurs, julle moet nou mooi help hierso. Eerste diens, toe praat ek, toe kyk die ingenieurs my so, en 'n regsgeleerde sê ja. So, hy dalk 'n saak hanteer oor iets. Maar, daar's baie goed, maar integriteit en kapasiteit is ek, as 'n verbruiker, vir my baie belangrik. Kapasiteit beteken, hoeveel lug kan ek in 'n ballon kry? Integriteit sê, hoe ver die ballon kan swel, tot hy bars. So as jy kyk na 'n brug, dan is daar sekere maatstawwe wat sê, hierdie brug behou sy integriteit. Integriteit is 'n vaste ding. Jy sien, die ander begrip, die kapasiteit kan ons groei in, maar die integriteit moet eers weer gebou word aan hom, of iets verander word, voordat die integriteit verander van dit. So die integriteit, as ek vir jou op 'n ander manier moet verduidelik, ek wou 'n gewig saambring, 'n dumbbell, hy lê daar onder my bed, spesiaal vir 'n dag soos hierdie, en dan wou ek vir jou 'n checkersak gebring het, en 'n tennisbal, en dan sou ek nou die tennisbal gevat het, en hom in die checkersak gegooi het, en hom so geswaai het. Daar's baie kapasiteit vir baie tennisballe, en die integriteit van die sak is reg daarmee. Hy gaan nie skeer nie. Maar as ek die tennisbal uithaal
en ek vat die dumbbell en ek sit hom in daai selfe checkersak en ek swaai hom, hy's 25 kg. En ek swaai hom. Dan hang jou lewe af van die integriteit van die sak om daardie dumbbell te kan hou. Jy verstaan? Daar kan baie plek ruimte wees, want daai dumbbell is net so groot en hierdie sak is so groot. So ons kapasiteit is nog baie groter, maar dit is die integriteit van die sak of die integriteit van die brug wat bepaal wat se kragte dit kan hanteer. Laastens, omdat ek nou uit die vliegwêreld kom, 'n vliegtuig ook het 'n spoed, hulle noem dit 'n VNE, dit is 'n never exceed speed. As jy daar gaan, dan sal alarmpies wat afgaan in die vliegtuig. Nou as jy reguit vlieg, dan kan jy deur daardie never exceed speed gaan as daar nie turbulensie is nie. Maar as jy daai control yoke of wat ook al vat en jy trek hom terug, dan word die integriteit van die vlerke om saam met jou die res van die tog aan te durf hoog betwyfel. So jy gaan moontlik omtrek en dan is daar te veel druk op die vlerke om maak hulle so. En dan is jy spoedig 'n missiel aarde toe. So jy die reëls van die integriteit vir die vliegtuig om behoue te bly, het jy gebreek. Hoekom praat ek oor hierdie goed? Ek gaan jou nou mooi verduidelik. Ons is so gefokus as Christene partykeer oor kapasiteit. My tyd, my talente, my geld, hoeveel ek dit doen, hoeveel tyd spandeer ek met die woord, hoeveel skrif ken ek. Dis fantastiese goed. Maar weet jy wat? Daai goed kan leeg wees. Dit kan doelloos wees. Ons praat in Jesaja vandag en dis vir my so interessant. In Jesaja 1 dan sê die Here vir die volk, hy sê, weet jy wat, julle offers en daai goeders maak my siek. Jy sien, ons kapasiteit is nie die maatstaf van ons lewe nie. Die integriteit van Christus is die maatstaf. Wat is die verskil? My kapasiteit is hoe ek opkyk na die Here, na die hemel toe, en sê, wat kan ek doen om hom tevrede te stel? En dan as jy 'n lekker pastoor of 'n dominee het en hy sê vir jou, jy kan meer, dan wil jy meer. En op die einde dan is jy uitgebrand en dan wil jy niks. Die Here kom en hy sê, ek wil nie hê jy moet die beskouing hê van onder af na my toe nie. Efesiërs sê, wanneer ek my hart vir die Here gee, is ek in hemelse plek verteenwoordig, saam met Christus. Ek het die reg om te leef vanuit die koninkryksperspektief, terug na my lewe toe. Ek het die autoriteit om vanuit sy integriteit te leef. Dit verander die prentjie, is dit nie? Want nou gaan dit oor verhouding. Die skrif sê so mooi, Jesus kom in die ouens drom om hom en hy raak kwaad en hy of bietjie ernstig, dalk nie kwaad nie, maar hy sê vir hulle, weet wat, julle sal loop en dan sê julle, in my naam het julle duiwels uitgedryf, in my naam het julle siekes gesond gemaak, en dan kom hy en sê, gaan weg van my af, want ek ken jou nie. Jy sien, om jou kapasiteit te leef ten volle beteken nie dat jy in 'n verhouding met die Here leef nie. Dis religion. Maar om in verhouding met die Here te leef, sal altyd 'n invloed hê op jou vermoë om te groei in die integriteit van Christus in jou. So, ek weet dit is 'n bietjie moeilik, is naby lunchtyd en so aan, en die braai gaan nou aan die gang wees, maar hou net so 'n bietjie by my. Jesaja 6, wil ek so vanaf die eerste vers tot vers 8 saam deurgaan deur die skrif en jou 'n bietjie vertel wat gebeur het met Jesaja. Die oomblik waar die integriteit van die Here hom getref het. Ek begin in vers 1 tot 4, hy sê, in die sterfjaar van koning Osia. Nou Osia, moet ek sê, was 16 toe hy koning geword het. Hy het jare regeer.
Hy was 'n goeie koning. Hy was 'n ou wat hy het die landbou reggeruk, hy het die ekonomie reggeruk, hy het goeie militêre vruggaat en alles. En toe kom hy op 'n stadium in sy lewe waar hy besluit het, hy het nie nodig dat die priesters God raadpleeg nie, en hy gaan brand sommer wierook namens die priesters om met God te praat, en die Here sê vir hom, hoor mooi, jy het nou buite jou vermoë gegaan, van wat ek jou toegelaat het, en die Here het hom gestraf met melaatsheid. En hy is dood daaraan. So hy het 'n hele lewe gehad van goeie vrug. Maar die integriteit van sy bestaan was 'n bietjie op die einde, bietjie vol, hoe kan ek dit stel? I'll do it my way. So die vlees het so 'n bietjie daar pak gegee. Nou hierdie Hosea, in die sterfjare het ek die Here sien sit, en dis nou die visioen wat Jesaja gehad het, op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het vir die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Nou goed, 'n mens sal dink as die Here met Jesaja gaan praat. Nou jy moet nou mooi weet, dis die 6de hoofstuk, gaan lees die eerste 5, as jou kinders regtig wil bang maak vir die Here, lees vir hulle Jesaja 1 tot 5. Dis chaos. Jy weet, dis amper soos Dawid wat op 'n stadium skryf, dan sê hy, Here, wreek my vyande, mag hulle tande en hulle tandkaste breek, en sulke, jy wil nie sulke goed, ek is so dankbaar as nie in die kinderbybel nie. Maar dis 'n naai trant. So, nou kom die Here in hierdie visioen aan hom, hierdie koning wat lank geheers het, is nou dood. En ek is seker, as die Here nou vir hom gesê het, Jesaja, hoor hierso is die plan. Jy sien, jy gaan 'n Dinsdag gaan jy soen toe, dan gaan jy dit doen, dan gaan jy dit doen, dan gaan jy dit doen, en dan gaan daar vir jou ou op die markplein wag, en dit en dit en dit gaan gebeur. Ons gaan hierdie probleem oplos. Dan was dit baie maklik, is dit nie? Ek moet partykeer hê my lewe moet so uitwerk. Die Here moet vir my net sê, hoor, 10 uur bel daai ou, hy gaan toevallig uit 'n vergadering wees, en dan 11 uur doen jy dit, en dan gaan staan jy by 'n busstop 2 uur, en dan klim maar 'n ou van die bus af, en dan stel hy jou voor aan iemand, en so, ja, dit sal fantasties wees. Dink net as God jou persoonlike assistent was. En jy dien hom in dit. Maar hy werk nie so nie. Hy het nie een oomblik, toe hy homself openbaar, die probleem probeer oplos nie. Hy het sy integriteit gewys van sy heerlikheid en sy almag. Hy het begin by die hemelse sfeer en gesê, kyk, dis wie ek is. Nou in my persoonlike lewe het ek ook so 'n oomblik gehad. Daar was 'n tyd gewees wat ek het klaar teologie gestudeer, alles, en ek het gemaak of ek seer gekry het in die kerk. Dis mos wat ons doen. En ek het van die Valdriehoek af Johannesburg toe gery in my motor, en ek was vies oor iets, en skielik raak ek bewus van God se teenwoordigheid in my kar. En ek het dit nog nooit voorheen so beleef nie. En daai dag trek ek die kar af op die hoofweg, en ek gaan parkeer onder 'n brug, en ek raak geweldig bewoe. Ek begin net huil. En ek was nie eens emosioneel op daai stadium in my lewe nie, so dit was bietjie snaaks. En ek sal altyd onthou, die Here druk op my hart daar, en hy sê vir my, hoekom skop jy teen die prikkels, soos hy vir Saulus na Tarsus toe gesê het. Weet julle wat, nee, ek het nie een oomblik gedink aan 'n verskoning nie. Ek was so oorweldig met sy liefde en sy heerlikheid, dat ek net gesê het, Here, wat ook al U wil hê, ek sal dit doen. Want God
Sy heerlikheid is geopenbaar, en waar my verskonings voor die tyd altyd 'n plan B en 'n plan C gehad het ek besef, daar's geen plaasvervanging vir sy volmaakte plan nie. Hy is tot alles in staat. Hy is regtig. Ek wil vir jou sê, as jy sê vir jouself, myself, God is tot alles in staat. Deur my lewe, en daarom is ek in staat. Dis hoekom ons lees, ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. En is wanneer daai openbaringskrag in jou lewe kom, wat jy werklik waar nie eers teen dit kan stry nie. Dis 'n verhouding met God. Wie van julle het al jou hart vir die Here gegee? Okay, die hande wat af is, bly, kom staan nie voor. Weet jy wat, dis onmoontlik vir 'n mens om hulle hart vir die Here te gee, as daar nie 'n openbaring van God reeds was nie. Jesus sê, die Here gebruik die dwaasheid van die kruis. Dis dwaas vir almal. Daar's 'n stuk openbaring, daar's 'n stuk van die openbaring van sy integriteit, sy karakter, wat in my hart 'n behoefte kweek om te sê, ek wil my lewe vir U gee. Is dit wat jy voor Ja gesê het? Nie die vuurpoel van die hel vir my nie? OK, dis 'n ander dag. Goed. Daar's hierdie kragtige oomblik van God se openbaring, nou die volgende beginsel. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Die volgende ding wat Jesaja vra is, Here, is ek nie gediskwalifiseer nie? Daar's soveel redes hoekom ek nie hierdie openbaring moet kry nie. Ek dink dit is ons go-to baie keer, wanneer daar iets geestelik gebeur, dan mis ons dit. Hoeveel keer in my lewe was daar iets wat die Here 'n deurbraak in my lewe wou bring, dan mis ek dit, want ek begin onmiddellik aan hierdie slaafmentaliteit ly van, ek is nie waardig nie. Ek wil vir jou sê, die Here het nie met hom gepraat, omdat hy waardig was nie. Die Here het met hom gepraat, omdat die Here waardig was. Amen. So, daar's hierdie ding van, ek het al met ouens gepraat, dan sê ek vir die ou, hoorie, jy ken nie waarheid, hoekom maak jy nie 'n keuse vir die Here en gee jou lewe vir hom nie? Dis daarom 'n ordentlike ou, want hy's eerlik, dan sê hy, hoorie, ek weet in my hart, daar's 'n paar goed wat ek voor gaan moet nee sê, om die Here te volg, en ek is nie bereid om dit nou te los nie. Die ding is, baie van ons gee ons hart vir die Here, maar wanneer ons daai volgende tree gee, wanneer ons daai uitnodiging na 'n verdieping in ons verhouding met hom kan ingaan, dan is die eerste ding wat ek, nie jy nie, maar ek baie keer toelaat, is om te kyk na die dinge wat in my lewe nie uitwerk nie, en ek diskwalifiseer myself hier, en dan val dit hier. Dis presies wat hy doen. Maar die Here het 'n ander plan. In vers 5 lees ek vir jou, toe het ek gesê, wee my, ek is verlore. Daar sê, vers 6. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. Eers toe ek 'n kind was, as my ma dit gelees het, dan het ek gedink, ek sal nooit vloek daar nie. Ons het peper gekry. En my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Wat? Jy wil vir my sê, hy het nie na die hoëpriester toe gegaan en 'n duifie geoffer en al hierdie lekker godsdienstige goed nie, en
die fees gehou en al hierdie goed nie. Die Here kom in die onvolmaakste posisie wat hy homself bevind. Dankie Helena vir jou woord. In die onvolmaakste plek waar hy homself kan bevind. Hier is die teenwoordigheid van God en sy volle heerlikheid. Sit hierdie ou en sê ek is 'n wurmpie. En die Here sê, weet jy wurmpie, ek het nie 'n probleem met jou nie. En die engel kom en hy raak sy lippe aan en sê, jy is vry. As die Here dit kon doen met hom, en die belofte van Christus wat sê, as jy in my glo, en as jy met jou hart glo en met jou mond bely tot geregtigheid, sal jy die ewige lewe beerf. Die ewige lewe is nie dat jy vir ewig gaan leef nie. Weet jy wat, 'n ou wat hel toe gaan ook vir ewig lewe. Dis 'n ewige lewe in sy teenwoordigheid met hom. Amen. Is dit die goeie nuus? Ja, dis goeie nuus. Dis vir my baie goeie nuus. So, nou kom hy en hy sê, in hierdie gedeelte, as ek dit mooi kan opsom, ons wil baie keer eers op 'n plek kom voordat ons glo die Here gaan iets in en deur ons doen. Jy's reg. Die plek waar jy moet kom, is om jou hart oop te maak vir hom. Ek sit baie keer met mense wat, hulle sukkel om gewoontes, verslawings en sulke goed af te leer. Ek wil vir jou sê, daar's goed wat jou help. Maar as jy nie by die ewige God begin, die ware regverdige nie, en met vrymoedigheid na hom toe gaan nie, sal jy nooit hier wen nie. Dit is onmoontlik. Want jou oorwinning lê nie in jou integriteit nie, dit lê in syne. Amen. So 'n oud eendag het toe sê hy, hy het met 'n leier in sy gemeente, hy 'n uitdaging gehad, en die ou het 'n verslawing gehad, en hy sê toe vir die ou, weet jy wat, elke keer as jy hierdie drang beleef, bel my. Hy sê, hy dink is die grootste fout wat hy gemaak het, hy wou op 'n stadium die ou blok, hy het nie geweet, hierdie ou is so erg nie. Hy sê, maar elke keer dan het hy vir die ou woord gegee, lewe gespreek oor hom. Hy sê, en die ou het hom minder en minder begin bel, en die ou begin self skrif opsoek, en die ou self begin bid, en hy kry die kind toe, die ou toe eendag by Amerikaanse voetbal, ons kan nie sê dis Amerikaanse rugby nie, want hulle dra ons goedjies, maar hy kry hom daar langs die veld, en die ou sê vir hom, weet jy wat, die Here het my totaal vrygemaak, want ek was in 'n proses waar sy heerlikheid my lewe aangeraak het. Jy sien, ons kan nie van onder af, dis wat die Engelse noem behavior modification. Die oorsprong begin by die Here, dan deur die krag en die autoriteit staan jy op jou plek, en jy neem die autoriteit op. Jy twyfel nie. En as jy twyfel, dan hardloop ons na die Here toe. Amen. So, die Here het hom aangeraak, en nou in vers 8, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. In my situasie ook, Jesus, ek het groot drome gehad. Jy weet, jy begin 'n besigheid, die eerste 3 jaar is verskriklik. My seun is gebore op dieselfde dag wat die besigheid geregistreer is. Jy moenie dit doen nie. Jy hoor. Nou, ek en Rihanna het nog koliek gehad, doen ons besigheid van die huis af. Dan sy 2 ure met die kind, ek 2 ure met die kind, en dan 8 uur, dan begin ons besigheid en al daai goed. Dit was chaos. En ek sit op 'n plek in daai tyd waar ek na die 3 jaar het ons kantore, ek het 15 konsultante en ek het 'n ander afdeling. Yes, man, ons kon daai jaar lekker gaan vakansie hou in Melita. Maar November gryp die Here my mos aan my kuif, dis wat nou agtergebly het. Ek sal my hare eendag by die Pearly Gates optel.
Maar weet wat, dit het my nie geplan nie. Ek het nie een keer gedink aan Belito nie. Ek wou net sy wil doen. Want sy waarheid het my leen oorweldig. Die Here nooi ons en sê, vir jou vandag en vir my, as jy die waarheid wil hê met jou vrymaak, ruil die leen in. En dit beteken, kom in die spasie van my heerlikheid erken en my integriteit. So, as ons kyk na die toepassing in ons lewe, is daar 'n paar beginsels wat ek wil vra dat jy regtig daaroor dink. Hierdie beginsels is so belangrik, want as ons kyk, Jesaja het eerstens, was die heerlikheid van God vir hom tasbaar in hierdie visioen. Die tweede beginsel was gewees waar hy onmiddellik sy onvermoë begin raak sien het. En toe sy aangeraak met die kool, en toe is dit die roeping wat hy sê, ja, hier is ek, stuur my. Maar hoe kyk ek na my lewe en sê, waar is die hakplekke? Glo jy dat God erg intiem in 'n verhouding met jou wil wees? Deur sy gees? As jy dit nie glo nie, hoekom nie? Het hy sy seun gestuur net om 'n good show te hê? Nee, hy het dit gedoen want hy's lief vir jou. Hy het gesê, ek stuur vir jou die vertrooster, hy sal met julle wees al die dae. Hy het nie gesê, ek stuur vir jou 'n toeskouer wat kyk en maak jy droog nie. Partykeer voel dit vir my so, maar dis toe nie, dis my oor wat doof is. Ons sê in ons huis, Rihanna het 'n sagte oor vir die Here. Ek moet met 'n klip geslaan word. Dis maar so, want as ek eers vlam vat in 'n rigting, dan moet die Here my stop met remme. Waar sy is elke dag, Here, nou wat nou en so. Maar hy het my daai vrou gegee, nou het ek 'n bietjie savvy. Maar goed, eerste ding. Aanvaar elke dag die voortdurende proses van heiligmaking in jou lewe. Maar goed, ek is dan geheilig deur die waarheid. Ja, jy is geheilig voor God in Christus. Die skrif sê baie duidelik, wanneer God na ons kyk, sien hy die seun. Dis hoekom ons bly in hom, ons abide in hom. Ons neem sy identiteit op. Maar die Here wil nie hê dat ek en jy moet aanhou om droog te maak soos wat ons gedoen het nie, want ons vernietig die kapasiteit van sy integriteit in ons lewe daardeur in die uitleef. Maak dit sin? Ja. Die Here kan met 'n baie kromstok reguit hou slaan, dis hoekom ek hier is. Maar weet jy wat, as ek soos 'n barbaar aangaan, wie gaan na my luister? As ek nie gedissiplineerd is in my geestelike lewe nie, en ek sê vir jou, hoorie, ek het 'n papier op universiteit gekry, so jy moet nou glo wat ek vir jou sê. Miskien vroeëre generasies, maar vandag, ons gaan vir jou lag. Ek weet, as ons met studente gesels, die ou sê vir my, wys my, hoe lyk Jesus, moenie my vertel nie. Dis waaroor hierdie gaan. Die Here is die hele tyd besig om ons van glory tot glory te wil vat. Maar ons is soms bang. Ons is bang, ons voel skuldig. Ons sien daai gebrokenheid wat ek nou van gepraat het. En dit dat ons eerder weghardloop. Amen. Moenie weghardloop nie. Hy het jou genooi om na hom toe te hardloop. Tweedens, skep 'n kultuur of kultiveer nederigheid en 'n gesonde selfbewustheid. Soos ek gesê het, Hosea het 'n gebrek gehad daaraan en dit was sy einde. Hulle loop nie uit nie, hulle kom vir ons musiek maak, hoor. Just saying. So, die Here wil hê jy moet eerlik wees met hom. Ek moet julle hierdie vertel. Ek het dit nie in die vorige diens vertel nie. Dat ek mooi kyk, ja, kan. Ek het 'n familielid, en asseblief, jy het mos hierdie kerksondes gekry. Jy kan 4 koeke opeet. Daar's niks fout met dit nie, maar net nie rook nie, jy weet. Asof, ja, ek verstaan dit nie.
Negatiewe gedrag is negatiewe gedrag met negatiewe gevolge. Ek het nie 'n pyn as jy rook nie. As jy soos 'n miskoek wil ruik, is dit jou saak. Jy het weer nie 'n pyn as ek baie lekker eet nie. As ek in jou pad sit, is dit 'n probleem. Maar dit sit die Here nie af van een van ons nie. Maar hier sit ek met 'n familielid en Prophet, dis nou Koos van der Merwe en die Geyserbroers, Theo, dit was ook Randburg AGS gemeente, toe het hulle 'n show. En ek vat hierdie familielid, want hy sê hy's rof en onbeskof en hulle het toe nou hierdie blues, Christelike blues musiek. Ek sê, hier gaan ons. Nou staan hy en hy rook. Ek sê, bring hom in. Hy sê, nee, eerlikheid, dis respekvol vir die Here. Ek kan ons nie in die kerk gaan rook nie. Ek sê, maar jy rook hier voor hom, hoekom rook jy nie daar voor hom? Jy hoor, ons is partykeer net stupid. Nie jy nie, ek. Ek het al sulke goed gedoen, en daai dom skynheiligheid, jy verstaan. Ons noem dit vroom. My ouma het dit skynheilig genoem, 'n skyn van heiligheid, maar die tor is nie lekker daar binne nie. Jy doen dit, jy weet nie hoekom nie. Nou, maar goed. So, nou kom ek op 'n plek waar ek toelaat dat God in my werk. En hy wil nie net my gedrag verander nie, hy wil my wys hoekom hy wil hê ek moet verander. En dit is die wonderlike deel, want as daai verandering gebeur, dan raak ek bewus en ek raak onvergenoegd oor goed wat nie van hom is nie. Dis nie 'n stel reëls wat hy het nie, dit word beginsels in my lewe. Want ek is in verhouding met die koning. Dit is hoe heiligmaking werk. Want as jy die reëls net hou, doen jy dit vir die verkeerde redes. As jy doen omdat jy lief is vir God, met jou hart, siel en verstand en alles in jou, en jy weet jy het 'n beter plek in die lewe, dan doen jy dit met 'n smile. Derdens, aanvaar God se vergifnis en restaurasie. Moenie by vergifnis eindig nie, want jy gaan baie vir dit vra. Here, vergewe my oortredinge, net soos ek die wat teen my oortree het, vergewe het. Amen. Here, ons is nou sharp. Die hele ding is, die Here het jou al klaar vergewe. Maar ek wat voor die spieël staan elke dag, voel nog steeds die Here is kwaad vir my. Onthou, Adam en Eva, God was nog steeds in die tuin. Hy het in die tuin gewandel, toe soek hy hulle, toe het hulle weggekruip. God het nie weggekruip nie. Amen. Dis hoekom ons is in 'n posisie waar ons kan vergifnis kry, ons het klaar vergifnis gekry, maar die krag van oorwinning lê in die restaurasie. Om oorwinning te kry oor my skuld, my skaamte, my seer. Ek het die storie vertel, ek was 'n jong seentjie, ek het nog fiets gery, kafee toe, en jammer ma weet, sy kyk elke diens. Ek het een fan. Ek vat 'n R2 uit 'n handsak uit. Ja, so ou kan 'n pastoor word, hy vat sy ma se geld. En ek gaan speel games met dit, 20 sent 'n game, 10 games. Space Invaders, binne 5 minute weg. Weet jy wat? Vir jare het ek geloop, en as hulle praat van iemand is 'n dief, dan dink ek, dan sê hierdie ou op my skouer vir my, of hierdie, en ek weet nie, ja, jou dief, jy het jou ma se geld gesteel. Eendag toe het 'n ou geld laat val, hy het sy beursie oopgemaak en had geld uitgeval, en dit was baie, dit was soos R20, daai breinpulkreers. Ag, ekskuus, wat sê ou, Jan van Riebeeck. En ek gaan en tel dit op en ek gee dit. En daar gebeur 'n restituisie met myself voor die Here. Nooit weer kan die vyand my aankla en sê jy dief nie. Want ek het die geleentheid gehad om baie meer te vat. Maar ek het die regte keuse gemaak. En weet julle wat, jare later toe sê my ma vir my kind, ek weet jy het daai geld gevat. Toe ek het bely. Ek het jou gesien. Ek het gewonder wanneer jy
met my sal praat. Jy sien, dis hoe ons lewe werk. Ons maak onsself so skuldig voel en ons ontneem ons deur foute wat ons maak van die heerlikheid van God. En dan vra ons om vergifnis, maar ons kry nie die oorwinning in ons harte nie, en dan gaan ons elke keer terug na dieselfde gemors toe. Ek glo vandag nog, die Here het laat daai R20 aspres val, sodat ek hom kan optel en vir hom gee, sodat hy my net kan kry, laat ek dit release. Ouens, restaurasie beteken om herstel te bring na die plek wat God jou wou hê. En laastens, reageer op God se roeping met bereidwilligheid. Maria praat met Gabriël in Lukas 1 en hy sê vir haar, jy sal swanger word en alles. En toe sy uitgehoor het en al die redenasies is klaar, toe sê sy, laat dit wees soos u wil. Ek wil hê jy moet iets verstaan. Ek en jy moet reageer op God se roeping. Ons kan nie net wag dat goed gebeur nie. Glo jy Maria sou swanger raak met Jesus as sy gesê het nee? Dan was die Heilige Gees 'n verkragter, ek glo nie dit nie. Hy het daar gesê wat gaan gebeur en hy het met haar gesels en sy het tot die punt gekom, gesê, Here, laat dit so wees. Miskien is dit daai eerste tree. Miskien is dit 'n plek waar ek en jy kan sê, Here, laat dit wees met my soos u wil. Ek vertrou u integriteit. En ek staan op u integriteit. En daarom sal dit werk. Daarom sal dit goed wees. Al is dit nie op my terme nie, maar op u sin. Dit is om in integriteit te leef, om God te vertrou vir wie hy is bo alles van myself. Amen. Kan ons saam bid? Hemelse Vader, ek wil net vir u so dankie sê dat ek self wat hier staan nie op my eie integriteit hoef staat te maak nie, maar op u sin as 'n wegspringblok vir 'n lewe van heerlikheid, 'n lewe van groei, 'n lewe van intentionaliteit, 'n lewe van net heilig, heilig, heilig. Elke deurbraak. Mag elkeen van ons wat hier sit, o Heer, nie met skuldgevoelens sit nie. Kom breek daardie gedagtes in die naam van Jesus Christus. Mag die vrymakende krag u heerlikheid openbaar. Mag die kole van u waarheid ons lippe aanraak. In ons gedagtewêreld ook. En ons selfspraak. Here, u het ons vrygemaak van die oordeel. Ek vra vandag, maak ons vry van onsself. In Jesus Christus naam. Amen. Ek wil jou nooi om saam met my te staan en dan gaan ons 'n geloofsverklaring met 'n lied doen. Dankie. If it's bandaging the broken, washing filthy feet, here I am, Lord, send me. If it's loving one another, even when we don't agree, here I am, Lord, send me. If I'm poor or if I'm wealthy, I'll serve
soos ons hierdie verklaring maak, weet ons is nie woorde wat ons ligtelik opvat nie, Here. Dit beteken ons gaan werklik na U moet kyk elke dag. En van U af ons integriteit kry. Maar Here, ons bid net dat ons sal gebruik word soos U ons wil gebruik. Die verskil maak waar U wil hê ons moet 'n verskil maak. Stuur ons waar U ons wil stuur. Amen. Amen. Julle kan julle sitplek inneem. Ek het nou eerste diens getime of ek dit kan regkry om hier uit te kom betyds, maar ek het dit gemaak. As jy vir die eerste keer hierso by ons is, ek wil net sê, ek hoop jy is welkom. Jy voel so welkom soos wat jy hierso by ons is. Is regtig lekker om jou by ons te hê en daar's 'n paar maniere hoe jy kan betrokke raak of meer inligting oor ons kry. Die eerste manier wat jy kan doen is jy kan die QR-code agter my scan en hy sal jou vat na ons Linktree toe. Die tweede ding wat jy kan doen is jy kan na die community muur gaan want daarso sal jy die groepleiers van ons kampus sien. En as jy wil betrokke raak in 'n groep of belangstel in groeplewe, dan kan jy gerus na die tyd na die community muur kyk. En dan laastens sal jy sien die buitekant is 'n Join the Mission stasie. Is dit nou buite of is dit nou binne? Is dit buite of binne? Okay. Is of buite of jy sal sien in ons Fusion lokaal. Dis in hierdie gang af, die verste deur. Daarso gaan al die kos en goeders wees en die Join the Mission stasie. En daarso sal Corneil wees en hy gaan jou graag daar ontvang. En as jy enige inligting nodig het of vra het om te vra hom gerus. Dit sal ook net lekker wees om jou te kan ontmoet. En julle sal sien hierso by Doxa Dayo praat ons oor die 5 gesindhede rondom gee. En ek wil vanoggend bietjie met jou gesels oor die eerste een wat gebed is. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek het op 'n plek gekom in my lewe in die verlede waar ek gegee het, want ek het gevoel, dis maar net wat ek moet doen. Dis 'n gewoonte en dis 'n rotine, maar ek kan nie vir jou sê dit het regtig vreugde vir my gebring om te gee nie. En toe besef ek, maar is nie 'n gebedssaak in my lewe gewees nie. Tot ek besef het, maar ek kan bid oor my finansies soos alles anders. Kan ek ook oor finansies en my vergewigheid bid. En die oomblik toe ek dit doen en die Here innooi in daai area van my lewe, toe begin ek van binne af buitentoe verander en ek begin voel, maar ek wil net weggee. Ek wil vir mense gee en dis wat ek vir jou wil vanoggend uitnooi. Voordat jy op 'n plek kom van gee, kom ons sorteer eers, of nie, ek wil nie sê sorteer nie, kom eers op 'n plek waar ons die Here innooi in daai area van ons gebedslewe ook. En as ons daar uitkom, dan gee ons uit 'n vrygewige hart. Nou, jy sal sien op jou stoel is daar 'n koevert met die verskillende maniere hoe jy kan gee, of jy kan die kontant in jou koevertjie sit en soos jy verdaag, kan jy dit in daai oranje hokkie plaas. En terwyl ons praat oor gebed, ons wil celebrate wat ons gebedsspan besig is om te doen op hierdie kampus. Julle sal sien daar agter is daar 'n gebeds, dit sê prayer. Dis 'n prayer wall wat hulle nou verlede week daarso vir ons geïnstalleer het. En daar's kaartjies daar agter waar jy kan neerskryf, hiersoos waar ek deurbraak gekry het in my lewe. Hierdie is 'n gebed wat geantwoord is. So dis kaartjies vir celebration, maar ook as jy gebed nodig het, kan jy ook daarso 'n prayer request neerskryf. Dan kan jy sê hierdie is waarvoor ek gebed nodig het. Dan sit jy dit teen daai muur. En ons gebedsspan sal graag saam met jou wil bid. Hulle is regtig besig om amazing goeders te doen en die aanbiddingskultuur in hierdie kampus tot 'n nuwe vlak toe te vat. So ons wil net ook baie dankie en vir julle ook honor in dit. Hulle sal na die tyd hier voor wees om vir julle te bid, maar ook daar agter by daai stasie sal daar ook mense van die gebedsspan wees om vir jou te bid. En dan ons het ook die bloedskenk, mense van die bloedskenk, wat is dit, Pulse, We Are Pulse, ja. Hulle is hierso vandag, so as jy wil bloedskenk, dan is jy ook welkom om daartoe te gaan na die tyd. En is Astrid hierso? Oei, hier is Astrid. Ek wil net vir haar ook nooi, sy wil gou-gou ietsie share vir die vrouens.
klink soos my kinders daar buite. Ek is so jammer, ignoreer daai. Ja, ek praat vanoggend dan gaan net met die dames. Ek sien baie uit. Ons het volgende Sondag skop ons af met die 4de kwartaal se Chedish Word wat 'n Bybelstudie is. Ons gaan 'n bietjie dieper delf in die boek van Matteus saam met Christine Hoover in haar Bybelstudie Seek First the Kingdom. Ek nooi julle graag almal uit om dit saam met my te doen. Ek sien regtig uit om te weet wat die Here daar gaan kom bring. Die skakel daarvoor sal op die Linktree wees. Ons gaan hom ook weer in die week op die groepe sit. En julle is welkom om ook by die Join the Mission stasie meer navraag te doen as julle sou belangstel. Julle moet 'n baie lekker dag hê, warm bly en geniet die koffie.